Met eerste ligse dagbreek, die geskenk van nog 'n dag, stap ek dankbaar na my hengelplek, waar die grootes vir my wag. Soos die water oor my voete spoel, breek die branders my gedagtes oop. Dit laat my dink aan toe ek kind was, en hoe visvang diep in my are loop. Ek dink terug aan die mooi van my kinderdae, en verlange word die ritme van my hart. Ek dink aan visvang by Beervletdam se water, die Valiant se petroltank was kwart. Maar nog steeds wou my pa dit saam met my doen, al was hy siek of die sente regtig min. Ek glo dit was daar, waar my liefde vir meer as hengel begin. Ek onthou die vroeg opstaan voor dagbreek, die reuk van vetkoek en vars koffie op die stoof, waar my ma als gereed kry vir ons manne, sy doen meer as wat sy beloof. Ek onthou hoe my pa my lyn moes ingooi toe ek klein was, en op sy ou dag ek vir hom. Maar tyd staan nie stil nie, die einde het te gou gekom. Dis more than fishing, die goed van hulle wat ek onthou. Dis more than fishing, wat, my vriend, is dit nou vir jou? Dis die stop, die stilstaan, die groet, die verskil wat jy kan maak in mensgemoed. Dis die nederige waardering vir God se skepingswerk, terwyl jy staan met visstok in die hand. Die besef van sy groot genade steek dankbaarheid in jou hart aan die brand. Dis die plek van Jesus en sy disippels, waar hulle visvang, braai en brood breek elke dag. Dis die stil word, die kniebuig en opkyk boontoe. Onthou, waarvandaan kom jou krag? So terwyl jy hier staan en die natuur jou vinnig raadsaai, dink net, Jesus stap verby. Ek hoop dat jy sal kies om hom te volg en dat jy nie sal bly. En mag dit wat hy vir my en jou gedoen het aan die kruis, ons sal aanmoedig om kragtig van sy genade te getuig, en dat ons visvangstories nie net van visvang lees, maar dat ons ook werklik vissers van mense sal wees. Ek is Nico Nel en nooi jou hartlik uit om te deel in hierdie onvergeetlike reis en word geïnspireer en aangegryp deur kragtige getuienisse met ewigheidswaarde. Ek het die voorreg om saam met besonderse gaste te kuier, waar hulle hierdie hartroerende getuienisse met my deel. Ons kuier saam in die ateljee, besoek van my gunsteling hengelareas in die asemrowende Suid-Kaap. Vang vis, maak die heerlikste kos so langs die water, aanskou die glorie van God se skepingswerk, word oorweldig in die grootheid daarvan en vind onsself staan in sy heilige teenwoordigheid. Dit alles en nog soveel meer. Moenie hierdie besonderse geleentheid misloop nie. Dit is jou tyd werd en sal verseker goeie vrug dra. Welkom by nog 'n episode van seisoen 1 met die tema From Trauma to Triumph. Vandag kuier ek saam met Attie en Henno Gerber, twee broers wat bykans 30 jaar gelede op die ouderdomme van 15 en 20 in 'n frats skietongeluk in die jagveld betrokke was tydens 'n jaguitstappie. Kilometers ver van die naaste hulp, deur die reuk van bloed, veldbos en buskruit, word daar geveg om aan die lewe te bly. Dis 'n gejaag teen tyd, en daar vorm 'n onbreekbare broederbond vanuit hulle donkerste ure. Die genade van die Here spoel oor hulle deur verskeie wonderwerke wat vir ewig in die harte van hierdie mense opgeskryf sal staan. Vandag deel hierdie broers hulle kragtige en aangrypende getuienis met my. Attie, Henno, baie welkom. Dit is vir my 'n voorreg om julle hier te kan hê vandag. Dankie vir julle gehoorsaamheid in dit wat die Here julle tot hier geroep het. Dankie om hier te kan wees, is lekker. Vandag is die tydlyn trek ons om op 30 jaar. Sedert daai nagmerrie in die veld. Toe is julle manne nog jonk, opgewonde. Dis die eerste jagtrip. Wat kan verkeerd gaan? Julle sien uit om die bok te skiet, mooi foto te neem, net lekker saam te kan wees.
Kom ons gaan terug na daai aand toe. Nico, ek was 15. En die Here berei 'n mens voor vir sekere dinge. Ek het net voordat ons op 'n jag gegaan het ek by die skool 'n noodhulpkursus gedoen. Saterdag of Saterdagoggend, baie vroeg. Het ons alles reg gekry, ons gewere, dis daai excitement. Dis die eerste keer wat jy nou veld toe gaan. Hierdie ou wat jou vat is 'n absolute foendie. Hy kom jare en jare aan met jag. So ons gaan min of meer by die beste leer. En hy het besluit om ons na 'n plaas in Jansenwil te vat. Ek sal nooit vergeet nie, ons het by die plaashuis aangekom en alles reg gekry en William het al die reëls mooi uitgelê. Van, ek ken julle nie as jagters nie. Julle is jonk, julle is nie in die ding. So, ons gaan 'n paar reëls neerlê vir hierdie jag. En julle gaan elkeen 1 skoot kry om te skiet op 'n bok. En my oom wat saam met ons is, hy is nou al 'n meer ervare jagter en kom nou jare aan met dit. Maar wat ons nie geweet het nie, is hy het baie ooroperasies gehad in sy lewe. Die erosie wat op die gronde plaasgevind het, is nogal iets wat ek baie duidelik kan onthou. Ek wil amper sê vividly onthou, want dit was 'n challenge gewees om roetes te volg. As gevolg van al die water wat geloop het en hoe dit slote in die paaie gemaak het. So, dis 'n stadige rit. En ons het so aangery, ek sal nooit vergeet nie. En by so groot bos aangekom en toe William net so verby die bos gaan, hier staan 'n massive kudu bull. 20 meter van die pad af. En almal skarrel. Oom William sê, "Hy nou kry jou reg." Hy's gereed en ek het teen die agterkant van die bakkie gestaan, teen die traliewerk en my oom voor teen die kajuit en Henno was in die middel en Henno skiet toe 'n skoot op die bok, maar hy skiet toe nie, hy neem nie in ag so naby nie, ook maar onervare en hy skiet toe nie 'n doodskoot op daai stadium nie. In die chaos van hierdie bok wat draai en maal bewegings maak, wat 'n roete soek om pad te gee, sien ek, maar hierdie bok gaan my kant toe kom. Maar dis eintlik om William se beurt om te skiet en ek besluit ek spring van die bakkie af agter met my geweer. En soos die bok wil draai hy om die bos. En hulle het nie 'n skoot nie en ek het 'n skoot en ek skiet toe die kudu dood. En ons besluit toe ons gaan die kudu onder 'n koelte bos insleep en dan gaan ons nou maar verder gaan. En ons sê toe, omdat ek en Henna nou ons kudu geskiet het, gaan ons laat my oom die volgende sorry man. Ons gaan laat my oom die volgende bok skiet. En oom William sê vir my, Attie, kom sit voor by my vir 'n bietjie geselskap. En ek gaan sit voor en ons sien toe 'n kudu wat iets baie interessants doen. Jy sien dit nie baie in die veld. En hierdie kudu lê onder 'n bos, groot kudu bull, lê onder 'n bos en hy skrop so half so op sy rug. Asof hy bosluise wil afkry of iets soos dit. Is weird. En ek en oom William kyk die situasie en vir hom is dit eintlik half snaaks. En oom William sê vir oom Bill, maar skiet hom. Want jy gaan nie 'n lange kans hê. En ons weet dit, want kudus is maar 'n wyse ding wat vinnig verdwyn en dan sien jy hom nie weer nie. En oom Bill skiet toe 'n skoot op die bok en
en hierdie kudu spring op, maar in daai tyd het oom William klaar by die bakkie uitgeklim, oor die dak gaan lê, ek sit binne, Henno staan op die plek waar ek gestaan het, agter teen die tralies, en uit die mag van die gewoonte herlaai oom Bill weer sy geweer, en hy lê weer aan, en toe almal nou gereed is en die bok staan reg, toe skiet oom William, en die skoot klap in oom Bill se oor. Ek kan onthou ek het teruggekyk op die bakkie, deur die ruitjie, en ek het net gesien hy sak in mekaar. En terwyl hy so agteroor strompel of struikel met die geweer in sy hand, hoor ek net nog 'n skoot gaan af. En al wat ek kan sien is, op daai oomblik is, ek sien Henno val van die bakkie af, maar dit lyk meer soos 'n somersault, 'n bommelakiesie. Ek spring toe uit die bakkie uit en hardloop om die bakkie om te gaan kyk wat gebeur het en of ek hom gou kan help, want hy moes nou seer gekry het, hy het nou nogal redelik hoog van die bakkie afgeval. En ek sal nooit vergeet het, toe ek om die bakkie kom, sien ek net, hier lê Henno op sy gesig en met sy regterhand arm lê so bo oor sy rug, maar mense arm kan nie so buig nie. En voordat ek nog besef wat aangaan, sien ek net maar, hier loop aan die regterkant, soos wat hy nou lê met sy rug na my toe half, sien ek net maar hier loop bloed, en ek dog, hy het hard geval, hy bloei, en ek gaan hom toe, en ek sien maar, hy is half bewusteloos, hy is nie by nie, en ek besef toe maar, sy arm is raak geskiet. En Nico, daai gevoel van magteloosheid. Jy is 15 jaar oud. Jy is nie veronderstel om sulke goed te beleef het. Dit is jou broer, waar hy op die grond lê, en jy kan vir hom niks doen nie, jy is so magteloos, jy roep die Here aan op daai oomblik, en dan sê jy, Here, help ons, want hier is nou 'n skietongeluk gewees. En ek draai om, en ek gaan sit op my knieë by 'n bos, op die hoek van die bakkie, en al wat ek kan onthou is ek sê, Here, help my. Oom William is in 'n toestand, oom Bill lê half uitgepaas agter op die bakkie, hy weet nie wat gaan aan nie. En oom William weet nie wat om te doen nie, hy roep net die Here se naam die hele tyd. En ek besef, weet jy wat, ek moet nou vinnig groot word. Ek moet hierdie situasie in my hand vat, en ek sê, Here, help my. En ek sê, oom William, help my dat ons vir Henno op die bakkie kan kry. En oom William help my toe om vir Henno op die bakkie te laai, maar sy arm is mors af. Het lyk of hy mors af is. En dis amazing, dat as jy werklik die Here aanroep, wat hy vir jou in 'n oogwink doen, hy gee jou helderheid in 'n dowwe situasie. Hy gee jou ondervinding van iets wat jy geen ondervinding het nie. En ons sit hom agter op die bakkie, en ons almal dink hy is deur sy arm, en hy bloei kwaai, want is 'n plas bloed wat daar op die grond lê. En agter op die bakkie gekry, sê ek vir oom William, ek sal hom hier alright hou, jy moet nou sorg dat ons by die hospitaal uitkom. Maar nou, in daai chaos wat jy mee besig is, besef jy, hoe lyk die veld? Ons is in my gedagtes 'n uur weg van die naaste mediese hulp af. Want ons is nou al 30 minute in die veld in. En van die plaashuis af 20 km van die dorp af. So, hier is 'n noodsituasie. En
yes, dis mal hoe vividly mense hierdie gebeure onthou, 30 jaar later. Soos wat ons gegaan het en gejaag het ek, sien ek skuim hier by sy nek uitkom. En ek dog, hy dalk op 'n stokkie geval, dat iets in sy nek gesteek het en ek kyk toe nader en ek sien toe maar dis bloed wat hy uitborrel, uit sy nek het. En ek besef toe maar, hy is nie net deur sy arm geskiet nie, hy is deur sy borskas geskiet. Want hier is die plek waar die patroon uitgekom het. En ek besef dadelik dat hier's nou 2 plekke waar bloed uitpomp uit hierdie man se liggaam uit. En ek moet iets daaromtrent doen en ek kyk so op die bakkie rond en ek sien toe maar daar lê 'n ou kombers net so in die hoek. En hy tel sy arm op en ek druk die kombers onder en ek sê vir hom, nou moet jy my help. Nou moet ons drukking op hierdie wond plaas. En ons doen dit. Maar soos wat ons ry, klap ek hom deur sy gesig. En ek sê vir hom, nou moet jy wakker bly. En ek sê, Here, gee net my broer vir my terug. Want hy kan nie nou doodgaan. En die Here luister na 'n jong man, Saab. En Nico, dit het gevoel soos 10 minute. Toe is ons by die hospitaal in Jansenburg. En ons het gehelp om op die stretcher te kry of op die trolley te kry wat hulle hom opgelaai het. Ons het gehelp om hom in so saaltjie in te vat en die nurses en die ouens wat aan diens was, die noodmense was besig om met Henno te werk. En hy roep toe vir my en die oom Bill en oom William vinnig na sy spreekkamer toe, wat net langs die vertrek is en ek onthou, ek staan daar verwese. En ek hoor hoe kreun hy van pyn. En ek besef, weet jy wat? Mag die laaste keer wees wat ek hom sien. Dis mos nou nie. Besef, ek weet mos wat doen 'n geweer aan 'n kudu of aan 'n bok. So, wat is die kans dat ek hom nou weer gaan sien? En ek kan onthou, ek het net die hele tyd vir die Here gevra om by hom te wees en hom die krag te gee, want ek kan hom nie verloor nie. En hy het so na my gekyk, die dokter, en hy sê vir my, maar yes, jy lyk bekend. Ek sê, oom, jy ken my nie. Maar ek en Henno is baie dieselfde gelyk. Hy sê vir my, is julle nie Johan Gerber se seuns? Ek sê, ja oom. Hy sê, my Here, ek moet hierdie kind help. Want hy het self 5 jaar van tevore sy eie kind in 'n swembad verloor. En hy het gesê, hy sê William, ek moet Johan se seun red. En hulle besluit, hulle gaan hom deurjaag Port Elizabeth toe. Nou, dis 235 km van Jansenwil af Port Elizabeth toe. En hulle het hom in die ambulans gekry. En hy het met sy bakkie agterna gejaag en 2 keer langs die pad moes hulle hom terugbring uit die dood uit. Want toe het hy al so baie bloed verloor, dat hy so wit is soos hierdie hemp. My pa het net 'n selfoon gekry, en my tannie in Johannesburg het 'n selfoon gehad. Dis hoe selfone net uitgekom het. En die dokters, toe hy nou by die hospitaal aangekom het, was hulle nou gereed vir hom en alles, maar dit was 'n noodtoestand. En nou het 5 eenhede bloed verloor. 'n Mens het net 7. So die dokter sê, hy moes lankal dood gewees het. Want
jy kan nie met 2 eenhede bloed oorleef nie. Jy kan nie, want hy's klaar wit, hy's klaar lyk. En toe kom hy eers daar aan. En dan moet jy weet, dat help nie, hulle pomp net bloed in hom in nie, want het pomp net weer uit. So die hospitaal bel my tannie, en my pa hulle jaag van George af deur PE toe, en dan bel my tannie my pa op die selfoon en sê, hoor hierso, dit lyk so of so, en dan bel my pa hulle oom William hulle, en hou ons updated, die hele tyd soos wat het gaan. En hy is krities, hulle kry hom nie gestabiliseer nie. En my pa hulle ry tot by Van Stadens, en hy gaan gooi brandstof in by Van Stadens. En my ma gaan koop vir hulle koffie, en my pa is gou badkamer toe, en hulle altyd kom so gelyk by die kombi aan, ons het so Caravelle kombi gery. En toe my ma wil inklim by haar kant, en my pa by sy kant, toe vang hulle oor mekaar, en my pa druk so op die sitplek. En hy sê vir my ma, girl, hy het altyd girl. Hy sê vir my ma, ek gee hier nou terug vir die Here. Hy kan my kind kom vat, wat hy vir my geleen het. Want 5 minute voor dit gebeur het my tannie my pa gebel en gesê, die dokter sê, hulle kry my gestabiliseer, hulle moet vir hom kom baie sê. Hulle sal hom in die lewe hou totdat hulle daar kom. My pa gee hy nou terug vir die Here en hy sê dankie. En 2 minute nadat hy hom teruggegee het vir die Here, bel my tannie. En sy sê, Johan, jy hoef nie meer te jaag nie. Jy nou het gestabiliseer. Hulle gaan hom kan red. Nou, ek sê nou vir jou, enig iemand vir my sê, daar sê 'n Here daarbo wat antwoorde, wat uitroepe van mense wat uitroep, hoor nie, weet nie waarvan hulle praat, totdat jy nie iets beleef het wat onmoontlik is in menslike terme. Want die wonderwerke wat op 1 dag en in 2 dae, wat op 1 dag gebeur het, is wonderwerke. En die feit dat hy vandag hier sit, is 'n godswonder. Want geen dokter kan vandag sê, hoe is dit moontlik dat 'n 3006 dwars deur jou lyf skiet en jy volle gebruik het van jou hand en so ver bo oor jou aorta, jou hoofslagaar verby is, minder as 'n sentimeter, en hy nog vandag hier so sit, dan sê ek nou vir jou, dan het God 'n plan in jou lewe. Amen. En dan kan jy nie teen daai plan gaan. Ons het die volgende oggend baie vroeg gery. Kom ons by die hospitaal aan. En ek was baie skrikkerig om na hom toe te gaan, want dit was baie traumaties. En ek was bang om te sien wat ek gaan kry. En ek onthou hy lê daar in sy eie privaat kamer, is net pype en masjiene en goed wat op hom gekoppel is. En sulke staalpenne wat hy uit sy arm uitstaan. En as 'n diep hartseer wat oor my kom. Maar ook 'n moviese dankbaarheid. Van Here, jy het my uitroepe agter op daai bakkie gehoor. Jy het na my geluister. En ek was 'n stout man. Maar hy het na my geluister. Hy het my wat ek gevra het gegee. En toe hy nou my sien, hy het sy oë net so oopgemaak, toe wys hy net so met sy linkerhand, ek moet nader kom. Maar dis moeilik, want hier gebeur baie dinge in jou emosie. En
hy wys vir my ek moet na sy mond toe kom. Maar ek ruik hy bloed wat ek in die veld en agter op hy bakkie geruik het. En ek sal dit nooit in my lewe kan uit my sisteem uitkry. Want tot vandag toe kry ek hy reuk van ou dooie bloed. En ek druk my oor so teen sy mond en al wat hy vir my sê is, die dokter sê, jy het my lewe gered. Weet jy, vandag wil ek geen krediet hê nie. Want as ek wat sy lewe gered het, ek was net die tool gewees. En ek het dit 30 jaar gevat om te besef hoe God ons gebruik as instrumente. En hoe daai dooie bloed lewendig geraak het in die vorm van 'n mens wat vandag sy profesie leef. Amen. Ja. Atie, ons praat van wonderwerk op wonderwerk, genade op genade op genade. Daai oggend toe julle terug gaan veld toe, weet die oom het die pad byster geraak om uit te kom. En toe julle terug gaan veld toe, wat het julle ervaar daar? Wat het julle gesien? Soos wat ons terugry, sit ek voor by oom William en oom Bill het agterop gestaan. En oom William sê vir my, hy sê vir my, Atie, ek het die pad byster geraak. Ek het die pad verloor op 'n stadium. Want Nico, ons moet verstaan, hy het 'n 4de rad gejaag in daai veld. Ek weet nie wat die spoed was nie. Hy weet self nie wat die spoed was nie, maar hy sê hy het nog nooit so in die veld gejaag nie. En toe raak hy die pad byster. En toe volg ons die spoor, want jy kon baie duidelik in die veld sien waar het ons gery, want dis diep modderspore wat daar gelê het. En hy volg toe die spoor wat ons gegaan het, en ons kom toe by hierdie erosiesloot aan, waaroor ons is. En ons klim toe uit, en ons besef, wat hier voor ons aan die gang is. Want ons sit met 'n sloot wat omtrent 3 meter breed is. Mag dalk meer wees, hy is 1,5 meter diep. En aan die een kant is daar spore, en aan die ander kant is daar spore. En ons besef daar, dat ons is oor hierdie sloot. Julle is nie deur hom. Ons is nie deur hom nie, ons is bo oor hierdie sloot. Dis asof jy oorgedra is oor die sloot. En oom William is 'n Engelsman, en hy staan daar so, en hy het sy hande so in sy hare gehad. Hy sê, this is impossible. En as jy nou mooi dink vandag oor die woorde wat hy gebruik het, this is impossible, dan besef jy die wonderwerk wat God daar gedoen het, is om ons veilig oor daai sloot te vat, want dit is onmoontlik. Daar moes eintlik 'n ongeluk gebeur het. Jy vierde rad, skiep in elk geval die enige 3 meter sloot, die maak nie saak hoe vlakke is nie. Het God het nog beskerming teenoor my ouers gehad, en ons in die bakkie, om nie 'n ongeluk daar te hê nie. Want hy was teenwoordig. So ek het baie gehoor van sy engele, hoe kragtig en magtig hulle is, en ek glo dit was maar 'n engel wat ons oor sy vlerke gehardloop het en gesê, daar gaan julle. Maar ja, laat ek my storie vertel. So, Atie het nou mooi ingekleer wat gebeur het. Wat toe hy skoot my tref, was ek instantly verlam. Blind. Stom geslaan, kon nie praat nie. My reuksintuig was fenomenaal sterk geweest. Vandag nog as ek in die veld ingaan na die Karoo, dan reik ek hy bossies. Dan herken ek hulle. Pertinent, as ek sê, daai bossie, ek by hom gelek, het hom geryk. So, op die bakkie was ek uit my bewussyn gewees. Hy het my nogal bietjie gepiets hier in die gesig om my wakker te hou. Maar ek het besef, dit is nou, dis crunch time nou. En vir my het dit soos minute gevoel wat ons gery het.
Seker omdat ek maar in en uit my koma was, maar in die ambulans gelaai op pad PE hospitaal toe, het ek minder pyn gehad, hulle het my sekerlik op 'n verdowing gesit. Maar soos hy reg sê, was daar 2 insidente waar hulle my gelos het. Die tweede keer toe my hart gaan staan het en ek eintlik dood is, toe trek hulle af, toe trek die dokter agter hulle in, toe sê hy, wat gaan nou aan? Hoekom stop julle? Toe sê hulle, maar hy's weg. Ons het hom verloor op pad en hy's nou 2de keer, ons kan nou vir hom niks doen nie. En hy het vir hulle gesê, dit is nie 'n opsie nie. En hulle het my daar, die storie was my vertel gewees, dat hulle het bloed gemeng. Obviously met sy kundigheid, om nie die verkeerde bloed te meng nie, het hy gesê, hierdie kan ons by mekaar sit, hy sal nie, en hulle weet toe nou wat my bloedgroep is intussen tyd, en ek het ook verstaan, hulle het ook sylyn water in haar gegooi, net om vloeistof te kry om die hart te pomp, laat die hart net bly pomp. En toe het hulle my in die gang gekry en deurgejaag hospitaal toe in Port Elizabeth. En daar aangekom was die teater klaar voorberei. Hulle het my ingestoot en 5 ure later was die operasie eers afgehandel gewees. As jy met die spesialist praat wat my op my gewerk het, toe ons terug gaan weke later om vorms te gaan teken en te gaan afhandel die papierwerk van my ontslag. Toe kry ons hom in die gang. Hy sê, ek onthou jou soos gister. Hy sê, ek sal dit seker nooit vergeet nie. Ekskuus. Hy sê, jy lê op hy bed en 2 ure in die operasie in. Toe staak ek. Toe stop ek. Want toe staan en split ek in die bloed op die vloer. Toe kan ek nie meer staan en werk aan jou nie. Toe stop ek alles. Toe sê ek vir hulle, kry jy cleaner, kom was hier die vloer. Toe los ons jou in die Here se hande. Die Here weet of ons terugkom. Na lyk toe. En hulle skoon gemaak en bykans 'n halfuur geduur. Toe het hy aangegaan met sy prosesse en hy die arm gestabiliseer met 'n Hofmann-apparaat wat hulle so inboor in jou bene en eintlik maar net gebid dat ek die volgende dag sal sien. 'n Spesialis, oomie hy sal grys gewees. Staan so op my voete en dan hy sê vir my, kan jy my hoor? En ek knik vir hom, ja, want ek kon nie regtig praat nie. Ek kon nie asemhaal nie, daar was 'n pyp in my longe om te verdreinering van bloed. En hy sê vir my, as jy kan, wil ek vra dat jy net vir my probeer om jou hand oop te maak. En of toe te maak. Net as jy kan. As jy nie kan, is dit fyn. Sterk muscles. En ek sukkel om my vingers te beweeg. Maar hulle gaan. Dit wat konsentrasie. En ek kry dat my vingers so stadig begin oopgaan. En toe hy so oop is hy nou is my hand. Toe begin daai spesialis huil. En my pa skrik, en my ma skrik, en tog wat gaan nou aan? En hy kyk so op. En hy point so. Hy sê, daar's 'n man daarbo wat lief is vir hierdie kind. Want dit is onmoontlik wat hy nou doen. En my pa sê, maar hoekom sê jy so? Hy sê, meneer Gerber, hierso, as ek die vleis kan afval van jou skelet af, die senuwees wat van jou brein afloop, oor jou skouer, hier oor jou arm, na elke joint toe, wat moet beweging kry, gevoel moet hê. Hy sê, dit lyk soos Eskom se hoofkragsentrale. En daai patroon het 'n been geslaan, 30 mm weggeskiet. En hy skrapnel is deur 'n arm, en dis binne my borskas ingeskiet.
moet daar senuwees afwees. Hulle het verwag my hand sal in mekaar getrek wees, gebreklik. Minimum. En ek sit met 'n afgeskiete arm wat oor my rug gelê het, en ek kan my hand oop en toe maak, en vandag vir jou sê, ek keer niks. Hier's nie 'n sensasie nie, hier's nie 'n tingling nie, hier's niks snaaks nie. Dis 'n normale hand. Hy sê dit is vir hom die grootste wonderwerk van hierdie hele storie, tot dusver. En ek besef, sjoe, gelukkig maak ek kwaad. Nou lê ek in die hospitaal, in die bed, kan nie praat nie. Het geen pyn nie. Ek is verdoof met morfine. En die dokter sê, maar my arm is nie geheg nie. Hulle het hom net gestabiliseer. Ek moet teruggaan, sodra my long genees. Want die regter longlop was getref in die skoot. En hy het plat geval. Sodra die long genees, en ek kan genoeg suurstof in my stelsel kry, deur self asem te haal, want nou is ek op 'n ventilator gekoppel. Ek gaan nie self asem nie. Hy doen dit vir my. Kan hulle eers opereer. So ek bepaal wanneer die volgende operasie gebeur. En daar's my eerste challenge. Ek moet nou herstel, ek doen 'n suurstofmeting elke oggend. Dan kyk hulle hoeveel suurstof is in jou bloed. Dan moet 'n sekere persentasie wees, anders is die operasie net nie doenbaar nie. En 'n week later, met ongelooflike seer en pyn, deur middel van fisio wat hulle op my toegepas het, om daai bloed uit te kry. Droë bloed. So daar's een van twee maniere, het hulle vir my gesê om dit uit te kry. Jy hoes dit uit, of hulle skraap dit uit, deur operasies. Jy kan kies. Dis die seerste seer wat 'n mens kan hê, om daai long het gepop. Dis ook die orgaan wat die vinnigste herstel in jou liggaam, wat ek gehoor. Binne 'n week is daai follikels weer gevorm en kon ek begin hoes en hierdie goed uitkry. Met baie moeite en baie pyn. Maar is dit uitgekry. En kon hulle operasie doen 'n week later. Ek drink toe nou 'n koude spul toe ek weer bykom, wat hulle opgelos het in so 'n bietjie water. En ongelukkig nie heeltemal opgelos het nie. En toe ek dit sluk, toe gaan lê van daai laaste afsakseltjies in die glas, gaan lê en brand en krap my keel. Nou is my keel is nou redelik mee getorring, hier is al pype in en uit, en kort as 'n operasie is, dan sit hulle maar 'n pype in, en weet hulle al vloeds uit, en dis maar rou hierso. Toe brand daai koude agterblyfsels my keel, en ek begin hoes, en ek gaan in 'n erge hoes by in. Soveel so dat ek my long weer skeer, en hy weer begin bloei. Maar hulle besef dit nie. En ek wil doodgaan van pyn van my arm. Dan pas ek uit, 'n tweede keer. En my ma besef, hier gaan nou niks werk nie. Hierdie pilletjie gaan nie werk nie. En sy begin bid. En sy roep die Here aan op pak, nee, ek sal dit nooit vergeet nie. En sy sê, Here, verwyder hierdie pyn, dat my kind net kan deur dit kom. En Nico, vir 3 dae het ek geen pyn nie. Soos ek vandag hierso sit sonder pyn, het ek geen pyn nie. Die Here vat die pyn weg so. My long bloei. En ek word wakker die volgende oggend, en ek voel as ek asemhaal, dan swel my nek so vel. Ek voel dit beweeg hier so as ek asemhaal. En ek sê vir die suster, wat gaan nie aan as ek asemhaal voel, dan vir my ek. Toe is ek besig om te verdrink in my eie bloed. Maar niemand besef dit nie. En in hulle haas kom hulle en hulle moet my long dreineer. En soms so lewendig sit ek in die bed en hulle net so lank pen, want hulle is mooi skerp is, en die ou sê vir my, kyk jy daai kant toe, en hy voel dit is nie ribbes, en hy staan baie pen so in my borskas, in my longe in, drukpype in, dreineer bloed. Maar ek moet positief bly, en daar's 'n vooruitsig, ek wil hier uitkom, ek wil terugkom by die huis, daar's 'n herstelproses wat moet begin. Maar ons is nog nie daar nie, ons is nog fight nog vir oorlewing. Dan beklei ons om die arm te behou, dan beklei ons om longe
skoon te kry by bloei. En 3 weke later, toe is ek op 'n punt waar hulle vir my sê ek kan geskuif raak. Hulle het my geskuif van die PE of George toe. So toe ons in George stop en ek word afgelaai, toe sê my ouma wat intussen tyd van Johannesburg af George toe gekom het om my te kom ontvang en te kom versorg. Toe sê sy maar, hier is iets groot fout. Hierdie wond ryk nie reg nie. Dit stink. Infeksie. En my pa sê, okay, as dit die geval is, ek gaan nie eens kyk nie. Ek gaan gewoon vat hom gou dokter toe. Bel die huisdokter, Dr. Tron, en my pa laai my daar af by hom, toe ek so in toe die wond, die verbande so afhaal. Hy het dit so opgemaak, toegemaak, hy het 'n swab gevat, getoets, toe sê hy, jy ry nou met hom reguit, George Hospitaal toe. My pa sê, maar kan ek iemand se klere gou gaan uit? Ek sê vir jou, jy gaan nou reguit hospitaal toe. Ek reël so lank 'n kamer vir hom. En hulle sit my weer in 'n privaat lokaal, waar ek weer begin veg om my arm te bou. Die gebedsketting het net nooit gestop nie. En ek vra die Here, hoekom moet dit met my gebeur? Nou lê ek baie tyd gehad om die Here te praat oor hierdie insident. Ek glo hierdie was 'n aanslag van Satan om my van die aardbol af te vee. Maar hoekom, Here? Hoekom? En daar's soveel goed wat die Here mee moes werk. Op daai stadium my ongeduld was 'n verskriklike slegte ding. En in die boubedryf kan jy nie met ongeduld werk nie. Alhoewel my pa gesê het, as jy 'n bouer is, ons gaan nie hel toe nie. Bouers gaan reguit hemel toe, hulle hel op aarde gehad. So, maar ek wil nie so mens wees nie. En ja, ek moes baie werk aan dit, en dis een van die goed wat die Here vir my gesê het, jou geduld, ek gaan jou leer hoe om geduldig te wees. So dis al die prosesse waardeur ek glo ek was karakterbou in my lewe, tot op 'n dag waar ek 'n week, dit was 5,5 weke later, uit die hospitaal uit is, en toe kon begin herstel. Die foto wat geneem is van my toe ek in my kamer instap, as 'n foto in my kamer van hoe ek gelyk het voor die tyd, die bodybuilder, versus die geraamte wat teruggekom het in daai kamer. Mekaar getrek, verwronge. En toe begin dit is 'n intense herstelprosesse wat moes kom. Want ek is so vasgebind gewees vir weke nou, dat hierdie arm moet herstel, maar nooit gedink dat al jou ligamente en spiere verkort nie. So toe hulle die verbande afval van my af en ek my arm laat sak, toe hang hy so, 90 grade. Dis hoe reguit hy kan kom. Toe begin die proses om hom reguit te maak. So ons is deur 'n redelike tawwe proses. Ek het nie nodig gehad om weermag toe te gaan nie, het ek agtergekom. Ek het sommer my tawwe 10 tye by my huis gehad. Atti, Henu, ek sê vir julle dankie dat julle vandag saam met my kom kuier. Dankie dat julle bereid is om julle getuienis te lewer, en die saad wat die gesaai is, sal op goeie grond val, en dit sal die vrug dra wat die Here vir dit bestem het om te dra. Baie dankie vir julle. Julle broedersbond is iets wat uitstaan, en ek dink ons almal kan van dit leer. Baie dankie. Nou ja, die tyd het weer eens aangebreek, waar ons kantoorskoene gaan verruil vir Kalfut op die strand. Ons besoek een van my gunsteling hengelplekke, waar ons gaan hengel vir bronshaie. Hierdie uitstappies verander baie vinnig van 'n hengelsessie na 'n gym-sessie, wanneer hierdie bronshaie jou aas optel. Kos maak is 'n moed langs die water, so kom kyk wat ons maak, en kom kuier verder lekker saam met ons. Ons wiele rol seewaarts na 'n area waar ons eers gaan poog om harders te bekom.
wat as lifebait vir ons hengel teikenspesie benodig gaan word voordat ons na ons hengelplek kan gaan. Met die branders wat verby ons spoel en die mooi van God se skepingswerk, dink ek verder aan Attie en Henno se kragtige getuienis en kan ek nie anders as om te besef hoe groot God se genade vir ons is nie. Hierdie man wat op 'n operasietafel gelê het, waar die dokters uit die teater moes stap, omrede daar te veel bloed op die vloer was en eers die skoonmaakspan moes instuur voordat hy verder aan Henno kon werk en nie geweet het of hulle na 'n lijk of 'n lewendige siel sou terugkeer nie, is nou die man wat langs my loop en voetspore trap vanuit God se genade. Die weersomstandighede is nie die beste vir ons dag se hengel nie, maar steeds heers daar 'n groot opgewondenheid. En na 'n paar gooie met die gooinet is dit tyd om verder te ry in die rigting van ons hengelarea. Maar voor ons daar kan aankom, moet daar nog een vinnige stop gemaak word. Met die wiele wat rol viswater toe, moet daar eers gestop word om brandstof in te gooi en ook om hierdie lywe 'n bietjie kafeïne en iets vullend te laai. Ons maak 'n good-to-go stop by Top-Up Maastraat in Mosselbaai. Die altyd vriendelike personeel laat mense soos familie voel en in hulle OK Express kry ons alles wat ons benodig. Hierdie is altyd 'n hoogtepunt stop op pad na die viswater. Onthou, waar jy ook al gaan, los jou aroma van lig en liefde, want tyd is kosbaar, so gaan maak jy die verskil. Met aankoms kyk ek na die see wat voor my onvisbaar is, en al weet ek dat die kanse maar skraal is vir enige vis om in hierdie kondisies te byt, besluit ek steeds om ons visvang voor te sit. Dit gaan mos immers oor more than fishing. Ons volg die voetpad wat teen die berg afloop tot by ons vangplek en ons kry die hengelgerei gereed. Ek berei 'n bloederige visasie voor en maak my eerste gooi. Terwyl ons wag vir die vis om te byt, gee dit ons die geleentheid om verder saam te kuier. Ons word bederf met 'n skooldolfyne wat hulle verskyning maak en voor ons in die water rondspeel. Ons manne neem die loop op die strand en waardeer die rustigheid en genot wat hierdie hengelekspedisie bring. Terwyl ek die see dophou met magtige branders wat voor my breek, sien ek raak die magtigheid van God. Hy wat by magte is om ver meer te kan doen as wat ons kan bid of dink in die wonderwerk en die onbreekbare broedersbond van hierdie twee broers wat voor my staan. Die dag verloop te vinnig en met geen vis wat byt nie, het dit tyd geword om 'n feesmaal voor te berei. Ek is 'n man van beide die bos en die see, maar hoekom nie albei hê nie? So dis hoekom ek 'n skaapribbetjie uit die Karoo see toe gebring het en ek maak hom sommer staande gaar hier bokant hierdie lekker warm kole in my strandsandpen. Ek het 'n boodskap vir jou en ek wil vir jou sê en ek wil jou laat met hierdie woorde. Wanneer jy volgende keer voor jou stormsee staan en jy voel die hak van God se liefde, byt stewig vas. Vertrou die hand wat die stok vashou, want hy wil jou vang om jou vry te maak. Die dag kom tot 'n einde en ons sluit die dag af met nagmaal op die strand en ervaar 'n heilige stilte terwyl die son voor ons sak. Mag hierdie getuienis van Attie en Henno ook jou aanmoedig om kragtig te getuig van wat Christus in jou lewe gedoen het, sodat hy daardeur verheerlik mag word. Mag hierdie jou laat besef hoe groot die onvoorwaardelike liefde van die Here vir jou en vir my is en ons weer kinderlik laat glo dat wonderwerke elke dag wel gebeur.
Ek wil jou aanmoedig om by ons webtuiste te draai by mtfministries.co.za en ook jou getuienis met my te deel. In ons volgende episode kuier ek saam met Johan Swart, 'n man wat sy lewe in 'n oogwink verander het, na 'n kuier saam met vriende tragies eindig en Johan van vooraf moes leer loop. Onthou, dis more than fishing. So volgende keer wanneer jou voete die seesand slaan en jy na die branders kyk, laat eers toe dat branders van dankbaarheid ook oor jou breek en geniet die mense saam met wie jy dit doen, want so gou as wat dit kom, so gou gaan dit verby en op die ou einde het ons hierdie herinneringe wat vir altyd in ons hart voortleef. Tot volgende keer, gee meer van jouself as wat jy wil hê. Maak en wees jy die verskil. Voorspoed en seën. Hierdie episode is trots geborg deur Top-Up. Ons betuig ook ons dank teenoor ons offisiële borge wat gehelp het om hierdie reeks moontlik te maak.